Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Met 'n visie om sosiale en ekonomiese opheffing deur landbou te skep, het Jan Leroux verlede jaar se Boer van die Jaar, bykans 30 jaar gelede, die Leroux Groep op die been gebring. Sedertdien het die Leroux Groep koringlande in die Boland opgekoop om te omskep in vrugteboorde en deesdae verbou, verpak en voer die groep jaarliks meer as 3 miljoen kartonne steenvrugte en tafeldrywe van wêreldklas gehalte uit. Van selfs groter belang is die feit dat die groep permanente werk verskaf aan 1000 mense vanuit die omliggende agtergeblewe gebiede, asook aan meer as 5000 seisoenwerkers. Gerrit de Beer, bedryfsbestuurder van die Leroux Groep, gesels pad langs met my oor hierdie voelgoed storie. Lekker leer en lekker luister. Gerrit, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek is so spyt, daar was 'n goeie kans dat ek aangesig tot aangesig kon kom draai dit, maar dan nie so uitgewerk, maar baie dankie dat jy ons nou maar digitaal hierso met mekaar moet gesels. Sê vir my, vertel ons 'n bietjie jou storie. Ek wil graag weet van jou storie en dan weet waar het jy groot geword, jou pad wat jy gestap het en dan wil ek 'n bietjie oor die besigheid, die plaas en die dinge daar, 'n bietjie die agtergrond en so aan en dan kan ons hom van daar af 'n bietjie dieper delf. Goed, ek het groot geword in Springbok, gebore groot geword, in Namakwa-lander en nooit gedink dat ek die grootste deel van my lewe sal sluit in die vrugtebedryfie, want dit was skaapwêreld daai. En op Stellenbosch studeer in finansies, leerling klerkskap gedoen as 'n ouditeur. Toe ek 'n tyd lank na die klerkskap, my eerste werk was in die logistieke bedryf. Meer spesifiek was dit daai tyd Portnet wat toe net gekommersialiseerd geraak het en ek was onder andere die finansiële bestuurder vir Saldanha Hawe eerstens en daarna in Walvis Bay vir 'n tyd. En in die vroeë 90's het ek die kans gekry om in die vrugtebedryf in te gaan en het ek by 'n bekende produsent in die Parel as 'n finansiële bestuurder begin werk. En van daar af loop my pad maar in die vrugtebedryf. So in 2003 het ek by die Leroux Groep aangesluit in 'n baie opwindende tyd. Ons is besig of die Leroux Groep was besig om 'n groot pakhuisfasiliteit te bou op daai stadium. Ek het ingekom toe dit nou aan die gang was. Ja, en sedertdien het die groep geweldig uitgebrei en het my verantwoordelikhede 'n bietjie verander van finansies af waar ek nou die bedryfshoof vir die groep is. En nou half uit en uit betrokke is by die produksiekant, van waar die druiwe geproduseer word, gepak word, in koelkamers ingaan en dan uitgevoer word. Dis in kort hoe my pad geloop het. Ek weet so 'n bietjie teruggaan, ek dink nou aan Portnet en so aan. Jy weet, daai jare, ek wil amper sê gee ons 'n snapshot van toe dinge gewerk het en ek weet ek wil sê ek weet nie eers wat aan die gang is nie, maar hoe daai tyd, hoe dit gelyk die besigheid, wat tipies is rondgery of rondvervoer en 'n vergelyking met vandag. In Portnet was ons sommer deel van die groter Transnet, as ek nou reg kan onthou, dis soveel jare terug.
En ek dink daar was 2 divisies in Transnet op daai stadium wat baie winsgewend was, en dit was Portnet was die een, en die ander een was die pyplyne gedeelte. Ek dink dit was 'n moeilike tyd want dit van 'n suiwer staatsmaatskappy het dit oorgeskakel en hy moes kommersieel vatbaar wees. Maar daar was baie bekwame personeel aangestel om dit te laat gebeur. In daai tyd moes daar 'n klomp goed verander word. Die stelsels wat gebruik was oud en nie baie effektief nie, so die divisies het een na die ander oorgeskakel na nuwe stelsels toe. Portnet of Havens wat 'n redelike unieke besigheid het, is nou nie iets wat jy van die rak af koopie, so hulle moes baie ontwikkelingswerk doen. Maar dit was opwindende tye, baie goed het in daai, of hoe goed gewerk het verander. Maar daar was baie vaardige mense binne die groep en mense is op hulle vaardighede aangestel. Daar was goeie prosesse van begrotings elke jaar, goeie prosesse van verslagdoening teenoor hierdie begrotings. Ek weet nie of dit nog so is, ek aanvaar dit moet nog so wees, maar die effektiwiteit van die hawens was heeltyd gemeet en daar was baie pogings aangewend om te verbeter aan. Dis maar ek Portnet onthou, dit was regtig opwindende tye, baie goed het verander op baie stadium. Ek dink die grootste verandering was in mense gewees, want die ou harde Portnet manne moes leer hoe werk, die handel daar buite. Die manne wat ingekom het, moes weer die besigheid leer met al sy fasette, want dit was 'n komplekse besigheid. Maar die 2 persoonlikhede het mekaar iewers ontmoet, en eintlik het dit op baie stadium baie goed gegaan in die hawens. Sedertdien ons ervaring nou is dat dit nie so goed gaan nie. Die bedryf sukkel, die sitrusbedryf, ek het vanoggend met van die manne gepraat, van die dele is al makliker, maar nie alles nie. Ja, dit gaan so ver dat van die sitrus dink ek word uit ons buurlande uitgevoer op die stadium deur daai hawens, wat nie goeie nuus is nie. So dis wat ek kan vertel van Portnet. Wat is wie het hom gekoop daai tyd? Nee, die staat is, soos ek het verstaan het, die staat was nog steeds die alleen aandeelhouer, maar dit was maatskappy soos enige ander, so hy moes belasting betaal, moes state indien, moes deur audits gaan, eksterne audits. Ek dink Transnet het nog al die jare interne audit afdeling gehad, maar dit was nog baie afgeskeep, so skielik moes hulle ook gewoond raak aan eksterne auditeure wat daar kom. Maar die staat was die alleen aandeelhouer. Ek verstaan. So daai wins het in elk geval nog steeds in die staat koffers gaan sit, maar dit was nou net, soos jy sê, oop vir die ouens van buite af om onder die bonne te kon kyk. Ja, ek dink waar dit moeilik geraak het was dinge soos, daar was moontlik spoorlyne aan die gang gehou wat nie noodwendig winsgewend was nie, maar die staat het dit aan die gang gehou want dit het iets vir die gemeenskap beteken of iets vir die ekonomie beteken. Met Transnet wat oorgeneem het, Spoornet, moes hulle hierdie harde besluite partykeer neem om so 'n spoorlyn toe te maak. Maar dis besluite wat geneem moes word, nie altyd gewilde besluite nie, maar hulle het dit wel gedoen op die ou einde. Maar tog, jy weet, dit wat oorgebly het baie effektief gewerk. Boere wat vrugte uitvoer het te kampe met swak dienslewering, nalatigheid en onbevoedigheid by Suid-Afrikaanse hawens. Dit lei tot miljoene rande se verlies asook werkloosheid in die agtergeblewe gemeenskappe. Vrugte en spesifiek tafeldruiwe het beperkte rakleeftyd en uiters hoë standaarde is nodig ten einde te kompeteer vir 'n rakplek in Europa of die VSA. Die regering se uitgebreide onvermoë laat plaaslike produsente egter lelik in die steek. Derhalwe het heelwat boere alself reeds gewend tot buurlande waar die uitvoer van houers beter behartig word as in Suid-Afrika. Ek wou by Gerrit, wat voorheen in die diens van Portnet was, weet hoe die Leroux groep hierdie stand van sake ervaar. Nee, dis 'n vraag wat ou eintlik vir die verteenwoordigers van die bedryfsorganisasies moet vra wat nou regtig op 'n daaglikse grondslag met dit te doen het. My ervaring is nou maar as 'n produsent uitvoerder en
Ons ervaring is net dat daar was lang tye wat jy nie kan uitlaai nie, omdat, ek weet nie, of daar nie skepe is nie, of omdat daar nie containers beskikbaar is nie, die hawe is toe. Wat ek wel geleer het op vergaderings waar die bedryfsorganisasies terugvoering gegee het, was dat die groot probleem is maar toerusting wat baie oud is, toerusting wat nie in stand gehou is nie, en waar krane en goed nou nie meer behoorlik werk nie. COVID het natuurlik sy invloed ook gehad, want hulle kon nie, blykbaar nie almal nou werk nie, hulle moes van die werkers by die huis los, en maar die ding het nou maar net aangehou en aangehou. Dit het die krisistyd bereik waar die beweging van containers oor die kaai na die bote toe het net so drasties afgeneem. Nou kom skepe in wat by skedules moet hou, so hy wag buite die hawe om in te kom, om gelaai te word. Ons sit met die vrugte aan die kant, dan kan hy nie inkom nie, en op 'n stadium sê die redery, hy kan nie meer wag nie, en dan gaan die skip aan na 'n volgende hawe toe. So die goed het maar net eenvoudig so uitgebrei en so 'n probleem geraak. Bykomend tot dit het natuurlik hierdie jaar die oorlog begin in ons seisoen, en skielik was skepe nie meer in staat om Rusland toe te gaan nie, en daai skepe het in baie gevalle, lyk dit my, in Europese hawens beland. So nou laai hulle hierdie kant, en as die skip daar kom, dan is daai hawe besig, en hy kan nie daar en gaan hom af te laai nie. So ons het hom so van albei kante afgekry. Die ander deel was, behalwe nou vir Europa, die verre ooste is ook maar moeiliker, so die reistyd daarna het net verskriklik baie langer geraak, en ja, vrugte wil jy so vinnig as moontlik in die mark hê. So dit is maar die groot probleem. Ek verstaan, dit is nou moeilik om ver Midde-Ooste toe te gaan, maar ek kan nou nie dit bevestig nie, dis maar wat ek nou maar net hoor. Wat is dalk nou 'n baie naïewe vraag. Dit klink vir my, in Suid-Afrikaanse konteks, ons het 'n kombinasie van onkundigheid en natuurlik nou maar net slegte omstandighede met COVID en nou nog die oorlog. Nee, dis nou dinge wat buite mense beheer is. As ons nou 20 jaar in die toekoms moet inkyk, dink jy, wat is die alternatief vir see? Want see is natuurlik goedkoop. Nee, dit is jou goedkoopste manier, dit is natuurlik nie vinnig nie, maar dit is koste-effektief. Dink jy daar's 'n plan B? Sal ons ooit verby die water kom, wil ek sê, met hierdie tipe van ding? Ek dink ons gaan verby water kom nie. Daar word wel vrugte met lugvrag uitgevoer, maar jy moet mens so verstaan, dis baie duur, en daar's baie vrugte, so jy kan nie alles so doen nie. Dus die voordeel is lekker vinnig in die mark, maar jy kan dit eintlik maar net doen, totdat die eerste skip met die vrugte daar aankom, dan moet jy stop, want dan is die koste net te veel. So ek kan nie voorsien dat daar enigiets anders gaan wees, dit sal maar seevrag bly. Voor ons 'n bietjie hierdie vrugte besigheid in stukkies opsny, so vertel ons 'n bietjie van die Leroux groep, so wat is die geskiedenis, waar dit begin, en hoe die besigheid gegroei tot waar hy nou is? Ja, die Leroux groep het ontstaan weens Jan Leroux, wat maar die groot dryfveer was, die eienaar van die besigheid. Ja, sy geskiedenis is dat hy het in die Parel groot geword, buite op 'n plaas, beskietkundige plaas Mooikeller, waar sy pa geboor het en voorgeslagte voor sy pa. Jan het daar groot geword, daar gebore groot geword, en na skool het hy nou nie gaan boer nie. Hy was Stellenbosch toe, waar hy hom kwalifiseer het as ouditeur, geopereerde rekenmeester, en na universiteit het hy by die Pepkor groep aangesluit, waar hy finansiële direkteur was vir baie jare. Ja, op 'n redelike vroeë ouderdom het Jan besluit, hy gaan soort van 'n tyd afneem, en is hy toe weg by Pepkor, en in daardie tyd het hy, dit was hier in die middel 90s, vroeë 90s, hier rondom 94, het hy bietjie gaan terugsit en gaan besluit, wat wil hy doen verder aan, en besluit, maar hy wil met die koms van die nuwe Suid-Afrika ook sy deel bydra. Hy het 'n klompie vriende gehad in posisies waar hy met hulle lekker kon gesels, en hy het besluit op daai stadium, hy gaan vestig in landbou, en die hele idee is om werk te skep. En daai passie van hom bly vandag nog steeds staan. So die groep doen geweldig baie om werk te skep. Ons het omtrent in seisoentyd tussen 4 en 5 duisend mense in diens.
maar dit bly sterk seisonale besigheid, so buite die seisoentyd is daar nou nie so baie mense in diens nie, maar die mense wat ons in diens neem is van die laaggeskoolde in die ekonomie en mense leer hulle 'n bietjie vaardighede aan en hulle kry die geleentheid om 'n inkomste te verdien. Hierdie inkomste word aan hulle gegee uit produkte wat uitgevoer word, wat ek dink ook vir die land iets goeds is, met ander woorde inkomende valuta betaal en hierdie loon en salarisse. Ja, maar wat Jan gedoen het op daai stadium, as ek net kan teruggaan, is hy het regtig wat koringgronde gaan koop met hoë potensiaal en op daai gronde tot op daai stadium was daar eintlik geen werk geskep nie, want meeste van die goed was gemekaniseer en te ploeg is mos maar 'n meganiese ding. So hy het grond gekoop net buite Wellington waar ons op die ou en nou steenvrugte plaas het. Aanvanklik was hier steenvrugte en sagte sitrus geplant, maar dit is baie arbeidsintensief. En hierso gee ons seker so op tot 500-600 mense werk hier buite Wellington. En dat is 'n pakhuis hier gebou in 2003 en ook 'n groot koelkamerfasiliteit. Die pakhuis bied ook werksgeleenthede vir omtrent so 200 mense. Dan het hy grond gekoop buite Piketberg wat ook maar koringgrond was. En daar staan nou so 550 hektaar se tafeldrywe, ook hoogs arbeidsintensief, waar is ook baie mense in diens neem. Die broodkraal word in verskillende eenhede geboer. Daar is so 4 pakhuise, groot pakhuise wat die tafeldrywe pak wat daar geproduseer word. Omdat daar net 4 pakhuise is, loop daai pakhuise 24 ure 'n dag in seisoentyd. En al die vrugte wat die groep produseer, word dan hier na Wellington toe, na hierdie fasiliteit toe gebring, waar as die koelkamers het. Hier word alles bekoel, afgetrek tot op die regte temperature en dan gehou totdat dit uitgevoer word. Die plaas waar Jan groot geword het, het hy uiteindelik ook gekoop. En daar is ons nou ontwikkel waar ons 104 hektaar se tafeldrywe het. So die groep bestaan so uit 194 hektaar steenvrugte en dan 650 hektaar tafeldrywe. Ek sê weer eens, is sterk seisonaal, so die seisoen begin vir ons nou hierso in einde Julie, begin Augustus, wanneer die snoeiwerk begin. Van hier af sê die plant en die natuur vir jou wat jy moet doen, en die hoogtepunt begin vroeg in Januarie, wanneer ons begin druiwe sny en pak. Steenvrugte pak ons al hier van Oktober, November af, en ons seisoen maak klaar gewoonlik so enige tyd van middel na einde Maart toe. Ja, dis in kort wat ons doen. Jy sê nou, jy weet, 4 tot 5.000 mense seisonaal. Ek wil sê 260 dae van die jaar. Jy weet, hoeveel mense is dan op die plase gesamentlik? Nee, ons dit wissel maar ons is omtrent so 5.000 in die hoogseisoen. Maar jy begin maar hier in Oktober met minder mense. As ek moet sê, ons permanente werksmag is so rondom 1000 mense. Maar as ek nou sê seisonaal, dis mense wat jaarliks terugkom na ons toe. So hulle is eintlik ook maar permanent, maar ons het net nie dwars deur die jaar werk nie. As die druiwe afgeoes is, gaan die wingerde en die bome in dormansie, dan is daar nie baie wat jy kan doen nie. En dan wanneer die seisoen weer begin, dan begin ons so stadig aan van die mense terug in plase toe totdat ons klaar gepak het. Ek het vir jou 'n klomp vrae eintlik hier. Wat vir my baie interessant was, jy het gesê Jan het nou, jy weet, hierdie koringlande gaan vat en dit basies omskep in steenvrugte plase. So hoe lyk daai kommersiële model? Jy weet, en ek bedoel, dit is nou natuurlik met die hart van werkskepping, maar met geld in die bank, hoe vergelyk daai koringplaas met vandag met 'n steenvrugplaas? In die eerste plek, dit is 'n werkskepping, maar dit is nie 'n welsynsprojek. Die projek moet nog steeds finansiëel sin maak. So alles wat ons doen, word nog steeds op gesonde besigheidsbeginsels berus. Ons moet wins maak. Maar as ek nou praat van werkskepping, is dat ons sal nie in goed belê wat jy met meganika of met meganiese stelsels noodwendig mee kan boer nie. Ja, ons probeer effektief met arbeid werk, so jy gaan nog steeds gaan om
as jy cultivar keuses maak, cultivars te probeer kry wat bietjie minder arbeid verg, want op die ou ende moet die wins versus die koste nog steeds sin maak. Om net te illustreer, jy weet, met die verskriklike stygings in minimumloon oor die laaste klompie jare, is 'n mens baie meer gevoelig oor watse tipe cultivars plant jy, dat jy nie noodwendig vir jou vasloop in 'n groot klomp arbeid per hektaar om druiwe voor te berei nie. Tensy daai druiwe natuurlik so wonderlik is dat dit ongelooflike pryse behaal. Ek hoop ek illustreer dit dat alhoewel ons arbeidsintensief is, moet die model nog steeds sin maak. Ek is nog steeds nuuskierig, hoe vergelyk as mens nou, ek weet nie wat geld in die bank per hektaar selfs se opbrengs, hoe vergelyk 'n koringplaas met 'n steenvrug per hektaar, argumentsotale? Ek kan ook nie vir jou daai vergelyking maak nie, want ek weet nie wat gaan in koring aan nie. Dit lyk net vir my mooi groen, dis al. Ek weet iets sê vir my, weet, veral as ek nou tafeldryf is ek goed, daar's min dinge wat dit sommer gaan per hektaar, ek wil sê wen, maar ja, dit is vir my. Ja, om terug te kom na dit, in jou besluit van wat jy plant, ek dink jy kry baie ouens wat the flavor of the month najag. Met ander woorde, as bessies goed doen, dan plant hy bessies, totdat bessies nie meer goed doen nie, dan haal hy uit en hy plant wyndruiwe of ek weet. Ons probeer fokus. Ons weet waaraan ons al baie ervaring en waaraan ons goed is. En dis tafeldruiwe en steenvrugte. En dis die twee goed wat ons plant deur al die siklusse en dis waarmee ons boer. In die keuse van cultivars gaan jy en jy kyk wat wil die mark hê. So ons doen alles op gesonde besigheidsbeginsels. En die besluit was, daar's 'n toekoms in uitvoerdruiwe. En dit is wat hoe ons lewe lei is. Ons is uitvoerprodusente, wat 'n baie hoë standaard verg. Daar's baie detailwerk betrokke. So jy moet jouself daar uitsit om dit wat jy doen nog altyd op 'n finansiëel gesonde grondslag te doen. Jy praat nou, jy het 'n paar keer nou juist die kultivars, jy het gesê uitvoerdrywe. So wie dryf daai navorsing en hoe dit verander oor die afgelope paar jaar? As ek nou moet teruggaan, toe ek in die vroeë 90's in die bedryf ingekom het, toe was dit nog die enkelkanaal bemarking, dit was nog die ou Suid-Afrika, ons is nog baie afgesny van die wêreld af, en ek dink baie plantgenetika was op daai stadium hier in Suid-Afrika ontwikkel. Daar was so een kultivar wat deur 'n internasionale maatskappy se genetika was. Ek weet nadat die markte oopgemaak het vir ons, het daai maatskappy natuurlik gekom en gesê, maar jy weet, ons het al die jare sy genetika gebruik. My sal hom ietsie daarvoor wil hê. En ek weet daar was so 'n bietjie onderhandeling en ek weet nie of daar hofsaake was, ek kan regtig nie onthou nie, maar op die einde was daar 'n mooi antwoord rondom dit gewees as ek reg onthou. So dit het met die oopmaak van die mark het daai dinge drasties verander, want toe moes ons ook maar gaan kyk in die buiteland, jy weet wat is die nuwe genetika wat daar is. Op hierdie stadium daar is wat tafeldruiwe betref 'n klompie maatskappye wat genetika ontwikkel. Baie van hulle is maar in Amerika gesetel. Ek dink ons is geneig om daar te gaan soek, want die genetika wat ontwikkel word sal gewoonlik jou meer arbeidsintensiewe tipe cultivars wees, wat minder arbeid verg, wat 'n mooi opbrengs lewer, wat maklik is om te produseer. So ja, dit is ek dink hoe dinge verander het. Skielik het ons nou nog 'n uitgawe op die boeke natuurlik, want die genetika kom nie verniet nie, behalwe fisies dat jy die stok koop en moet jy sekere royalties betaal. In elke genetika maatskappy se manier hoe jy dit doen lyk baie anders. Die ander kant van die munt is dat jy kry dan 'n redelike hoë opbrengs per hektaar en die druiwe is gewoonlik gesog in die mark en dit is maar waar agter ons is. Wat betref hoe kies jy hierdie cultivars is maar 'n klomp van ons binne die groep wat na dit kyk. Een ding is jy moet so weet jou streek of jou gronde en jou klimaatstoestande dat daai cultivar daar kan werk. Net om 'n voorbeeld te noem, iets soos Crimson Seedless is 'n cultivar wat baie goed doen in dele van die Hexriviervallei, selfs in dele van Piketberg, maar daar waar ons boer doen nie goed nie. So jy gaan koop genetika wat nie werk in jou spesifieke omstandighede nie. So in ons keuses, ons soek maar cultivars wat goeie opbrengste lewer,
wat jy groot hektare mee kan boer. So met ander woorde, dit moet maklik boer en dit moet aanvaarbaar wees binne die mark. Ja, dis maar kort hoe dinge ontwikkel het. Wat steenvrugte betref, is ons so 'n bietjie in 'n slegter posisie in die sin dat ons plaas is in 'n warmer deel. Nie alle steenvrugte hou van dit nie. Hulle soek daai koue in die winter, maar ons voordeel weer is ons kry baie goeie interne kwaliteit, lekker hoë suikers, baie lekker vrugte. Ja, dit help ons weer in die bemarkingspoging. Soos nou sê steenvrugte, wat praat ons? Perskes of wat is tipies? Ons spesifiek het 'n klompie nektarines, nie baie nie. Dis maar meestal vroeë nektarines wat selfbestuivend is en so aan. Dan verder het ons pruime wat ook maar van vroeg in die seisoen afloop tot die laaste wat ons het is 'n cultivar Angelinos, is omtrent ons laaste pruime. So het ons nou gepraat oor die genetika, so ek aanvaar nou, jy weet Amerika, is dit nou tipies California of waar gebeur die dinge? Ja, dit is maar Californië. En jy het nou genoem die royalties wat nou so varieer. So wat is die tipiese ding? Hoe werk daai deel van die besigheid? Ek wil sê, wat wissel daai royalties met? Waar begin hy laag tot hoog? En dan hoe gaan jy te werk nou dat daai ouens nou weet jy skuld hulle X en dan invoice hulle jou? Vergeel ons net so 'n bietjie wat ons daar onder die bonnet kyk. Weet, ja, dit verskil regtig waar baie van maatskappy tot maatskappy. Party maatskappye, in meeste gevalle betaal jy al reeds 'n royalty wanneer jy die stok koop, wat op die is, maar 'n stok royalty, en dan party van hulle het 'n hektaar fooi wat hulle vra, ander doen dit glad nie, en dan op die ou einde, die anders is maar wanneer jy verkoop het, is daar 'n berekening wat elkeen, maar dit verskil van maatskappy tot maatskappy. En daai som word maar gewoonlik gebaseer op die prys wat jy behaal het. Ja, daar is soveel plekke waar hierdie volumes deurgaan waar dit bevestig kan word, maar gewoonlik doen jy dan 'n verklaring aan hierdie maatskappy om te sê dit is wat jy geproduseer en uitgevoer het, en dan op grond daarvan word daar rekening aan jou gegee wat jy dan moet betaal. Ja, kan jy vir ons 'n gevalle studie gee? Ek wens jy nou gemaklik is natuurlik om die syfers te deel. As ons nou per hektaar moet gaan praat. Ek wil sê as jy nou sê okay, 'n stok kos X, dis ons insetkoste, dis wat ons kry as ons dit verkoop die dag. So hoe lyk daai syfers op so 'n hektaar? Ja, ek moet nou baie generies praat want dis so moeilik want dit hang maar af van cultivar tot cultivar en alles. Ek dink die kostes op 'n hektaar om druiwe te produseer op hierdie stadium, maar dit hang nou af van hoeveel haal jy af en weet jy wat, daar's soveel goed wat effek het. Gaan ten minste hier by die R80 per kartonnetjie wees. En dan jy behoort daarom as alles goed gaan sê R120, R110 terug op die plaas. Ek dink dis omtrent rofweg waar dit nou trek. Maar soos ek weer eens sê, hierdie goed verander regtig waar en ek wil nie eens weet waar hierdie jaar se syfers uitkom nie, want in die laaste jaar het ons geweldige kostestygings gehad. Daar was geweldige kostes, die minimumlone is alweer baie op. Die oorlog in Oekraïne het veroorsaak dat insetkoste soos kunsmisse en die goed het geweldig baie opgegaan. Daar het 'n bietjie van 'n papiertekort ontstaan, so pakmateriaalkostes gaan baie op. Die skeepsrederye maak natuurlik geweldige groot winste, maar hulle koste het nou regtig waar buitengewoon opgegaan. Ek neem aan dis diesel seker, nee, dis maar die grootte. Hulle het heffings begin insit omdat hulle nie vir jou kan containers gee nie, wat nie sin maak nie, maar dis hoe dit gedoen is. En jy moet dit maar net betaal, anders kry jy niks. Ja, obviously diesel het baie duur geraak. Dit is ook 'n insetkoste wat nie net met die uitvoering, maar ook weet vir ons op die plaas baie duurder geraak het. Ja, so ek wil nie weet waar gaan die gelykbreekkoste die jaar na toe loop nie. Dit ons weet op hierdie stadium nog nie regtig nie, maar dit gaan baie wees. Sê gou my net so, ek wil net vinnig weer teruggaan na hierdie, jy praat dus so per karton. Hoeveel bokse haal jy dan af per hektaar terloops? Met die nuwe cultivars wat nou baie mooi korrelgrootte en so aan gee, behoort jy hier van 5.500 na 6.000 van 'n hektaar afdaal. Jy gaan natuurlik altyd ouens kry wat vir jou sê hulle haal 8.000 en sulke nommers af. En daar is seker ouens wat dit doen. Ek dink dit is altyd so goed vir die stok nie en is ook nie altyd goed vir kwaliteit nie, want die stok sukkel om daai getalle goed ryk te maak en goed af te rond. Jy weet so. Die druk om 'n bietjie in die rooi daarso.
ja, redelik probleme kry met kwaliteit. En dan as jy nou so 'n stok, ek wil sê vandat jy daai stok koop en jou eerste dryfkorrel afpluk, hoe lank vat dit? Nou, dit hang af van baie dinge, maar jy kan sê dat jy in jaar 2 alle oes afhaal, maar dit hang baie af van of die stok wat jy plant, of dit goeie toestande is daai jaar en jy kry hom betyds op die draad. Jy kan selfs as jy sê Augustus geplant het, die jaar daarna 'n baie klein oes afhaal. As die groeie goed was en jy kry hulle gevorm op die draad die stok, dan sit daar 'n klein oesie. Partykeer snoei jy hom terug en vat jy hom die volgende jaar op, dan kry jy eers van jaar 2 af 'n oes. Dit hang maar af die kwaliteit van die plantmateriaal en natuurlik die klimaatsomstandighede van wanneer jy hom geplant het, daarvan aan, hoe gunstig dit was. So jy kry jare wat jy regtig baie goed doen, jy het 'n goeie vat, as min stokkies wat doodgaan, die groei is goed, jy kry hom op die draad, jy kry hom gevorm, dan kan jy die jare na 'n klein oes afhaal. Dit gewoonlik is goed waar jy dan nou onder nette is, met oop wingerde is dit nie altyd so maklik en sou ek sê sal dit makliker wees om in jaar 2 eintlik jou eerste vrugte af te haal, is 'n baie klein persentasie, maar jy by jaar 5 is jy dan in volproduksie. En dan hoe lank hou hy dan? Voor jy hom heeltemal met uit ruk? Weereens af van cultivar tot cultivar en ook baie kere van die variëteit. Want party variëteite het nie 'n lang leeftyd nie. Daar was al variëteite wat baie potensiaal getoon het en uit hom geplant en dan binne 2 jaar dan lyk dit nie of hy die potensiaal het wat jy gesien het nie, dan vervang jy regtig waar 'n hele variëteit in 'n baie kort tyd. Andersins, as alles reg werk, kan jy seker 15 na 20 jaar op 'n stok gaan, solank hy sy produk lewer of sy produksie lewer, maar party variëteite gee 'n lekker produksie wanneer die stokke nog jonk is, maar soos hy ouer word, raak die produksies al hoe minder. As hy nog steeds 'n goeie prys behaal, dan bly hy winsgewend, dan kan hy nog 'n klomp jare aangaan. So dis natuurlik optimaal. Jy soek daai variëteit wat goeie kwaliteit vir so lank as moontlik gaan lewer. Dit is die perfekte balans. Dit is so, ja. Ek wil 'n laaste vraag oor hierdie stokkies. Nou, hoeveel stokkies jy dan nou nodig vir hektaar? Ja, Robert, ek dink met royalties, jy met royalties koop kan by enigiets meer as R30, R32, R35 kos op 'n stokkie. Volgens ons spesifieke wingerde en ons boorde wat ons plant op 'n hektaar is so 1660 stokke per hektaar, maar dis maar 'n klein deel van die insetkoste. Onthou jy moet die grond voorberei, jy moet pale en draad plant, jy moet besproeiing insit, daar's 'n klomp ander kostes daaraan verbonde, die stokkies. En ja, ons het op Broodkraal byvoorbeeld die volle 550 hektaar is onder nette, wat vir ons sekere voordele bied, en daai nette het ook 'n geweldige koste om op te rig. En dan, wat is hulle rakleeftyd? Is hulle daarom 'n ruk? Ook enigiets van 15 na 20 jaar. Okay, so dis ek wil sê dis 'n goeie, is 'n langtermyn investering in ek dink die strukture kan moontlik langer hou, maar die net is maar 'n ding wat die son gaan ombrand, so jy gaan seker op 'n stadium moet begin vervang. Om stabiliteit in voedselvoorsiening te verseker, is gesonde grond 'n moet. Met klimaatsverandering wat verwoesting saai, het boere reg oor die wêreld die belangrikheid daarvan besef om na mense grond om te sien. Nie alleen is 'n manier om voedselsekuriteit te verseker nie, maar ook om besigheid aan die gang te hou. Herlewingslandbou stel boere in staat om die agteruitgaande traject om te keer. Volhoubare boerdery te verseker en hul besighede te onderhou. My vraag aan Gerard was, hoe gaan julle te werk, veral wat grond betref, om volhoubaarheid te verseker? Ja, dis natuurlik 'n wetenskap op sy eie daai. As jy nou neem, ons het koringgronde geneem daai tyd. Nou koring plant hulle boere in 'n baie klein deeltjie net van die kors, jy weet, so hulle ploeg nie diep nie, hulle ploeg maar vlak. Hulle sit 'n bietjie ameliorante in om die grond te verbeter. So ons het sulke gronde oorgeneem en beteken dat as jy nou op daai goed begin boer met vrugte, moet jy baie diep die grond losmaak
As daar kleie onder is, dan kan jy nou nie so diep gaan nie, want jy wil nie die kleie opbring en vermeng met jou boergrond nie. So dit is weer eens, jy maak maar profielgate om te sien hoe lyk die grondstrukture, en dan natuurlik word daar ontledings gedoen van die grond en dit bepaal wat sit jy in. En dan nou by Sandrivier boere biologies het ons eie kunsmis aanleg hier, was kunsmis vervaardig, en hierdie gronde het ons oor tyd op 'n biologiese manier baie goed verbeter. En as jy nou met 'n nuwe blok plant, is dit baie maklik om voor te berei. Op Broodkraal het die gronde in my opinie ook al baie verbeter oor jare, maar dit bly maar 'n uitdaging. Maar dis die enigste manier hoe jy kan voortbestaan, is jy moet jou gronde in stand hou. So ons doen regtig baie moeite om dit te doen. Die nette, dink ek, op Broodkraal bied vir ons 'n geleentheid om dit makliker te doen, so jy hoef minder kunsmisse neer te sit, omdat die boom is baie minder aan stres onderwerp, om hierdie net vat erge winde en hitte en al daai moeilike natuurelemente haal hy in 'n groot mate uit. Ja, die nette het ander voordele ook. Dit help met waterverbruik, jy hoef minder te besproei onder nette. Die grond bly baie langer nat. So ja, ons doen maar gedurig dinge om volhoubaarheid en onmaklik is saam met die natuur waarmee ons moet saamleef. 'n Skaars hulpbron om daarmee beter saam te leef. Maar dit stop nie net by grondvoorbereiding nie, dit is ook ander tegnologieë wat jy gebruik. Ons het byvoorbeeld ander mikrospuite begin gebruik om ook die waterverbruik te verminder. Ons het die toerusting wat ons gebruik om te kyk hoe lyk die water onder die grond, sodat jy nie oorbesproei nie. Daai het oor tyd al daai tegnologie verbeter. So was baie plekke waar ons sulke ingrype gemaak het om die volhoubaarheid nog te verbeter. Hoor jy dat alles is so interafhanklik, nee, maar dit klink vir my of die nette, as jy een ding moet uitsonder, of dit 'n drastiese impak het op so 'n boerdery. Ja, ons is nog jonke in, maar wat ons nou al ervaar is dat dit is nog 'n redelike drastiese ingryp wat baie positiewe ervaring tot op hierdie stadium is. Mens weet mos nou nie vorentoe nie, maar tot nou toe het ons regtig wel baie positiewe ervaring van dit. So, vat ons 'n bietjie, ek wil nou net hierdie hele produksieproses, jy weet, jy plant nou, jy haal die druif, verduidelik vir ons hoe hardloop daai waardeketting tot waar hy op die supermark raak. En ek wil sê, wat se land se supermark raak? So hardloop ons net dwars deur die proses asseblief. Die eerste aksie wat jy maar mee begin, is maar die snoeiproses. Nou daar's baie teorieë en baie stories rondom dit ook, dat wanneer jy snoei, bepaal wanneer die druif gaan begin blom of die stok gaan begin bot en al daai dinge. Daar is 'n klomp wetenskap wat daar ingaan en wat bepaal wanneer snoei ons wat. So die eerste ding is maar die snoeiproses. Na snoei begin die druiwe dan nou natuurlik bot. Dan begin dan nou al die aksies wat moet plaasvind. Die ander kritieke tyd wat jy dan nou het, is nommer 1 wil jy hê daar moet 'n egalige bot wees, sodat alles op dieselfde tyd beweeg binne op daai stok. Met ander woorde, as jy dan 'n spuit moet opsit op 'n sekere tyd, dat die hele blok 'n soort van fenologies dieselfde is, dat jy nie 2 stokke het wat nou 4 cm se bot het en die ander het net 2 cm. Jy staan waar agter ek is, jy wil 'n egalige bot hê, dan die ander groot tydperk is wanneer jy in blom ingaan. So dis wanneer 'n ou nou maar baie sleg slaap, jy soek baie egalige, eintlik net lekker weer. Dis 'n selfbestuivende plant, so jy wil dan hê dat die bestuiving moet baie effektief plaasvind. En dis ook die tyd wanneer jy dan nou baie bekommerd is, want in daai proses wil jy hê daar moet genoeg druiwe moet set op die stok, maar ook nie te veel nie. As jy te veel het, dan beteken dit jy moet 'n klomp arbeid insit om die oeslading reg te kry. As die ding te kwaai speen, verloor jy natuurlik weer produksie. So jy soek daai ideale omstandigheid. En elke kultivar is anders, elke streek is anders, en elke ou met wie jy praat sal ander tegnieke hê om deur daai punt te kom. Daarvan aan, as jy nou weet wat het jy op die stokke, dan is dit maar 'n proses van, dan begin al die detail eintlik om daai druiwe effektief groot te maak.
En dit gaan oor oesbeheer, dit gaan oor oeslading. Moenie te veel korrels per tros wees nie. Die trosse moet mooi lyk, dit moet egalig lyk, jy soek korrelgrootte, as 'n klomp tegnieke rondom dit. So dis die voorbereidingstyd. En as dit nou 'n soort van 'n einde toe staan, dan begin van die druiwe al ryp word en gaan ons in oestyd in. Nou hoe dit by ons werk is, ons hou maar dop en ons neem suikers en daar's 'n klomp tegnieke en dan begin ons sien dat 'n blok begin nou nader aan oesryp raak. En dan gaan jy gewoonlik in en jy begin, ons praat maar ons wy deur die blok, so ons sny op elke vakkie net 'n sekere hoeveelheid trosse af, natuurlik die rypste trosse. As dit afgesny word, gaan dit in 'n plikkis. Daar's trekkers met waantjies wat die hele tyd deurbeweeg. Hulle tel hy kuste op. Die kuste word met 'n seil toegemaak dat hy nie in die son staan nie en dan word hy daarvandaan gery na 'n pakstoor toe. By die pakstoor word hy onmiddellik afgelaai waar hy in 'n voorverkoeler ingaan. In die voorverkoeler probeer ons om die veldhitte uit die druiwe uit te haal. Jy moet onthou dis hoogsomer, dis warm, druiwe kom in teen hoë temperature. So jy probeer net so gou as moontlik daai hoë temperature af te bring tot meer kamertemperatuur. Is dit 'n egalige proses terloops? Dit hang af hoe warmer die dag is, maar die voorverkoelers is so geontwerp, die goed word op rakke gepak, selfs op pallette partykeer, en dan word dit voor 'n voorverkoeler neergesit, is eintlik maar 'n ding wat net lig deur die druiwe forceer, en dit haal eintlik maar net daai ergste hitte af. Dit kan 'n uur neem, dit kan 20 minute, 40 minute duur. Dit is maar dan af van hoe warm dit is en hoe baie druiwe natuurlik in die voorverkoeler is. Dan daarvandaan gaan dit deur die pakproses en dan word dit sodra die druiwe klaar gepak is, word dit gepalletiseer. So die pakproses wat dit behels is ons bemarkingsafdeling gee vir die pakstoor 'n pakinstruksie wat vir hom sê presies hoe moet hy die druiwe pak. Met ander woorde, dit moet in 'n pan gaan, dit moet 'n sekere stiker opkry, dit moet in 'n sekere karton gaan of dit moet in 'n sakkie wees, al daai dinge word vooraf gereël. Dan word dit gepalletiseer en nadat dit gepalletiseer is, word dit aan 'n inspeksieproses geonderwerp wat gedoen word deur PPCB. Hulle inspekteurs kom op rotasiebasis deur die pakstoor, doen 'n inspeksie, keer 'n klomp pallette goed, waarna dit dan weer eens 'n stiker opkry wat sê die palet is goedgekeur. En dan het ons 'n logistieke span wat dan nou deur die pakstore beweeg en as daar nou seker hoeveelheid pallette gereed is, dan kom 'n koeltrok, laai die druiwe op, waarna dit dan nou hier na Wellington toe vervoer word. Hier word dit ingeneem en dit gaan in 'n aftrektonnel in, waar dit dan op die vinnigste tyd afgetrek word teen -0.5 Daai proses neem omtrent enigiets tussen 18 en 24 uur. As hy daar dan nou gereed is, die tonnel word die tonnel uitgery en die druiwe word in rakke geplaas, waar dit dan gehou word deur daai temperatuur, totdat die druiwe natuurlik nou uitgelaai word hawe toe. Dan is dit die uitvoerproses daarvan. So ons laaste ingrepe wat ons maak is wanneer die druiwe uitlaai. Daarvandaan is dit buite ons hande en moet ons diensverskaffers sorg dat ons druiwe effektief in die mark kom. Ek wil sê, hoe taaf is daai druif? Hoe baie houe kan hy vat? Jy weet, dit voel vir my so, dit ding wat so maklik net bars. Ek bedoel, wat is daai uitdagings om hom nie te beskadig nie? Ek wil sê, is dit nie so maklik om dit reg te kry? Daai is die grootste uitdaging. Ek dink, as jy na die Suid-Afrikaanse bedryf kyk, ek dink ons is goeie produsente. Ons doen geweldig baie om 'n goeie produk voor te berei op die stok, en ek dink daar praat ons saam met die beste in die wêreld, om 'n goeie produk uit die pakstoor te laat uitgaan, goed gepak. Daarna raak dit nogal moeilik, want daar's soveel plekke waar dinge kan verkeerd loop. Ek dink die diensverskaffers in die lyn af het nie altyd dieselfde waarde op die produk as wat ons daar plaas. Druiwe bly 'n hoogs bederfbare produk. Dit gesê, sekere cultivars kan meer houe vat as ander. Sekere cultivars is meer vatbaar vir bars. Ander cultivars is noodwendig miskien minder vatbaar, maar hulle maak weer merkies makliker.
elke kultivar het sy eie dinge. En jy moet daai goed ken en jy moet weet hoe om rondom dit te boer. Daar's van die kultivars waar selfs as 'n sekere aksies doen, werk die mense met handskoene, want ons weet dis iets waar jy nie te veel mee, jy moet nie te veel aan hom raak, jy moet nie te veel aan die korrel raak nie, want daar waar jy net liggies aan hom raak, maak jy 'n merkie. Jy leer ook die mense byvoorbeeld met so 'n kultivar, hy mag net aan een korrel vashou terwyl hy dan nou in die trossie werk, en wanneer hy klaar is met daai korrel afgeknip raak. So ons het allerlei tegnieke om te probeer om die beste produk voor te berei. Ek weet daar's nou hierdie jaar statistieke wat gewys het dat vandat ons druiwe uit die koelkamer uitgaan, totdat die skip ry, verloop 8 dae. En in daai 8 dae, onder andere, kan daar baie goed verkeerd loop. Daai container kan afgelaai word op die kaai, en niemand gee om oor hom nie, en hy word vir 'n uur lank nie verkoel nie. Ek noem maar net 'n voorbeeld, daar kan 'n klomp goed verkeerd loop. So ja, druiwe is baie bederfbaar, van die oomblik wat jy hom pluk, verouder hy, maar na oestegnologie is daar 'n paar goed wat ons ook daar doen. Die kartonne is op 'n sekere manier ontwerp om die koeling so effektief moontlik te maak. Ons maak van gasvelle gebruik om botrytis en ander dinge wat kan verkeerd loop met die druif om dit te probeer beperk en uit te stel. En in my opinie die druiwe dan nog 'n redelike tydperk, 'n leeftyd. Party druiwe, cultivars, mag dalk gevoelig wees dat sy stingel baie vinniger uitdroog as 'n ander een. Maar normaalweg dink ek het hy 'n paar weke se goeie leeftyd, maar wanneer hy begin afgaan, dink ek is dit 'n kurwe wat baie vinnig gaan. Maar dit gesê, ons verre ooste toe vat dit baie langer en ons het daar's ook sukses. So druiwe kan nog 'n tydjie nadat hy gepluk is, kan jy hom nog goed hou as jou tegnologie goed is. So jy noem nou die verre ooste, so hoe lyk julle markte? Waar is julle grootste mark op hierdie stadium? Ja, ek dink op hierdie stadium weens ander omstandighede is ons maar redelik beperk tot sê Europa en Engeland. Ons doen verre ooste toe, maar is 'n verskriklike lang logistieke ketting op hierdie oomblik. En 'n mens hoop dit sal vinnig verander. So ja, ons doen 'n klompie druiwe verre ooste toe, nie self nie, maar ons gebruik uitvoerders. En dan gaan van ons druiwe ook in Noord-Amerika, Kanada. Dis beperk, maar dit gebeur ook. Dankie vir daai, dit is regtig baie interessant om hierdie proses 'n bietjie beter te verstaan. Ek wil 'n bietjie met die mense, want weet, die begin van die onderhoud was duidelik, Jan se hart van die begin af was die mense. So ek wil 'n bietjie stil staan by hierdie 4 tot 5000. Ek bedoel, dit is is 'n klein stadion. Wat is daai uitdaging van so 'n klomp mense, jy weet die opleiding, hoe lyk dit, tegnologie, jy weet wat se tegnologie gebruik julle om hierdie mense te bestuur en dan natuurlik ook soos gemeenskapsontwikkeling. So gee ons 'n bietjie vleis om hierdie groot uitdaging. Ja, ek dink baie keer ons boer met mense, dit is nou baie, ja, is 'n mooi stelling om te maak, maar dit is seker een van die moeilikste gedeeltes van ons bedryf, is maar mense bestuur. Ek dink ons doen dit met baie omsigtigheid. Ons het ook maar oor tye ons maniere uitgewerk, weet hoe ons dit effektief kan doen. Maar ek dink die belangrike ding is, ons werk met mense wat regtig waar dalk die laer vlakke van opleiding het. As ek miskien kan net terugkom in ons keuse van bestuur, kyk ons baie kere eerder of die persoon met mense kan werk, as wat ons kyk na sy landboutegniese vaardighede. Want landboutegnies kan jy nou leer om met tafeldrywe te boer, maar jy kan nie almal leer om met mense te werk nie, want ek dink baie van dit is ook 'n natuurlike aanleg. So jy sal vind dat in ons pakkie het baie ouens wat onderwysers was, wat nou by ons werk. In die verlede was er nog baie meer. Bloot omdat ons gesien het dat hulle kan met mense werk, natuurlik. Dit kom vir hulle natuurlik. Dit gesê, ek dink, ons weet mos nou, die arbeidswette van die land is baie streng. Alhoewel jy kan klaar daaroor, gee dit ook vir ons baie sekuriteit, in die sin dat ons doen alles in ons vermoë om aan die wette te voldoen. En solank jy nie die wette voldoen, kan jy altyd vir arbeid sê, jy weet,
ja, julle kla oor goed, maar ons is binne die wet. Ons probeer die wette nakom en definitief weet op daai vlak sal ons nie probeer om mense te na te kom nie. Die minimumloon pas ons toe, dit moet ons doen, enige werkgewer in die land moet dit doen. Ek dink ons groot probleem kom by produktiwiteit. Ek kom oor 'n klompie jare al aan wat ek agterkom, persone wat by jou kom werk, verwag 'n betaling omdat hy die oggend ingeklok het en die aand uitgeklok het. Wat tussen daai twee tye gebeur, is nie vir hom vreeslik belangrik nie. Ons moet tog 'n goeie produktiwiteit hê. En ek dink die koms van minimumloon en die minimumloon wat al so hoog geraak het, maak dit vir jou baie moeilik om produktiwiteit uit jou arbeid te kry. Want in die verlede, in die jare terug, was stukwerk nogal iets wat in landbou baie voorgekom het. Maar is al hoe moeiliker, want die persoon moet definitief sy minimumloon kry. En het stukwerk eintlik baie nou sy angel verloor as 'n instrument wat jy het om meer produktief te wees. So ou moet nou baie meer kreatief wees en jy moet baie meer meet, baie fyner meet om juis daai produktiwiteit uit mense uit te kry. So daar is nog een of twee goed wat jy kan doen in ons werk aan stelsels heeltyd, elke dag te kyk of ons span en elke ou in die span wel sy kant gebring het. As jy dan nou nie sy kant bring nie, dan is daar altyd 'n dissiplinêre proses wat jy kan volg, by wyse van waarskuwings en so aan. So ja, dis maar tegnieke wat ons toepas. Ons is nie mense wat rondloop en skel heeldag nie. Ons verwag van ons bestuurders om volwasse op te tree teenoor ons werkers, maar die werkers moet ook weet dat hulle moet ook hulle kant bring en as hulle buite dit beweeg, is daar 'n dissiplinêre proses. Ja, dis maar in kort wat ons doen. Ek dink opleidingsgewys, ons doen baie indiensopleiding. Ons persoon wat nou ons begin na seisoen, as hy kan terugkom, het hy dan al daai basiese beginsels geleer van hoe die drywe werk en wat die aksies is. En in baie gevalle het van die mense wat begin as 'n pakker in die pakstoor of as 'n buitewerker in die wingerde, het al gevorder tot spanleiers, tot voormanne, tot produksieassistente. In die pakstoor sit van hierdie mense wat as pakkers begin het, is nou al in die administratiewe kantore waar hulle baie goeie werk doen. So ons het daai element ook waar ons personeel deurbring van mense wat met geen vaardighede kom en wat op die ou einde in 'n bestuursverdanigheid staan. Hierso in ons pakhuis waar as die steenvrugte pak, het ons lynbestuurders wat as pakkers begin het. En vandag bestuur hulle 'n lyn en het hulle 70-80 mense onder hulle vir wie hulle aan verantwoordelik is. So daar's daai element ook. Ons vind ook dat op ons tafeldryfplase in ons struktuur het ons jong manne wat by ons kom werk vanuit college uitkom, wat 'n klomp opleiding kom doen op die plaas in diens en na 2-3 jaar kry jy plek by 'n ander werkgewer as 'n tafeldryfbestuurder op 'n eenheid waar jy dan onafhanklik kan aangaan en met vertroue boer. So ja, in al die fasette probeer ons regtig in mense se lewens 'n verskil maak. Ook as jy kyk, toe die koringplase was hier niks. Vandag, byvoorbeeld hier by Wellington en op Broodkraal is daar 2 gemeenskappe. Daai gemeenskap bestuur hulle self, daar's 'n dorpsraad, 'n verkose dorpsraad, wat seker maak dat alles in die landboudorpies loop reg. Hulle vergader gereeld met bestuur, hulle gee gereeld hulle versoeke deur, daar word aandag aan dit gegee. Ons het krisis op al die plase, ons pas die mense se kinders op terwyl hulle werk. Hulle hoef nie bekommerd te wees oor hulle kinders gedurende die dag nie. En hulle bestuur daai krisis self. Hulle sorg self vir die kos daar. So ja, ek dink op daai vlak wat gemeenskapsontwikkeling betref, het ons ook al baie gedoen. Ja, maar verder dan net, daai gemeenskappe is daar as gevolg van julle, nee, daar was niks andersins sou daar gewees het nie. Jy praat nou van hoe jy die produktiwiteit julle meet, ek wil sê julle breek dit in stukke op, klink dit vir my, nee, om hierdie blokke te meet. Wat se tegnologie gebruik julle? Waar leer julle? Is na wie kyk julle? Het sy in Suid-Afrika of in die buiteland waar julle sê, okay, hierso is nou 'n paar lesse wat ons nou hier kan toepas môre in die besigheid?
interessant, die tafelbedryf is groot, maar hy's ook baie klein. Mense, ons ken mekaar in die tafelbedryf. Ons leer baie by mekaar. Jy het vrymoedigheid as jy haak op 'n ding is om 'n bietjie te gaan kers opsteek by jou buurman of by iemand wat jy ken, en daar leer ons maar baie dinge. Dit gesê, ja, as jy nou kyk na die meting van produktiwiteit, ons het byvoorbeeld al 'n geruime tyd het ons elektroniese kaartlesers wat saam met die spanne uitgaan wingerde toe, en die hele seisoen word opgebreek in die aksies wat jy moet doen, en dis 'n aksie per blok, en wat dan nou maar tipies gebeur is, jy probeer op 'n manier vasstel wat gaan dit neem om sê nou vakkie stokke daai sekere aksie op te doen. Kom ons sê dis nou oesbeheer, so iets. Dan wat jy gewoonlik sal doen is jy sal 3 of 4 ouens insit en sê maar doen elkeen gou 'n vakkie en jy meet hulle hoe lank vat hulle om dit gedoen te kry. So dit gee vir jou baie goeie aanduiding, en dan moet jy nou maar boekhou van, jy weet, as jy 'n span insit van soveel manne, dan moet hulle vanaand 'n sekere hoeveelheid werk gedoen hê. En dis dan belangrik dat hy spanleier weet wat sy doelwit vir die dag, en dis dan sy plig om die mense tot by daai doelwit te kry. Die ander punt van dit is om mense aan te moedig. Die een is jy moet hom meet. Die ander een is om hom aan te moedig by wyse van monetêre waarde of enigiets anders. En die moeilikheid is, daar's baie min wat ons daar het om dit mee te doen. Want baie van die mense het net 'n sekere bedrag wat hy in 'n dag wil maak, en jy kan op jou kop staan, hy wil nie meer geld hê nie. Dit is onvoldoende en dis waarvoor hy werk. So dit maak dit moeilik. Hier en daar kan ons so ver gaan met sekere aksies om te sê, waar ons 'n broodkraal, baie mense bly op die plaas om vir hulle te sê, maar doen hierdie werk klaar, as jy dit klaar kry teen 4:00, dan kan jy hulle huis toe gaan. Dit is nogal iets wat baie aangemoedig word, of wat die mense baie aanmoedig om die werk klaar te kry. So jy kan so oor tyd kan jy mos nou meer verwag op 'n dag, meer daai aanmoedig. Partykeer werk dit. Maar die belangrike een is maar, jy weet, jy moet die ouens meet, en dan moet jy maar die individue wat dit nie maak nie, ook probeer kry om in die dag by sy doelwit uit te kom. As dit nou is by verdere opleiding, bystaan deur die dag, op die einde 'n waarskuwing of 2, en as dit nou na 'n lang tyd nie regkom nie, dan lei dit maar tot die dissiplinêre proses en moontlik afdanking. So dis maar so 'n mengsel van goed. Ja, tegnologie kan ek gou terugkom. Ons het 'n kaartleserstelsel, ons het dit nou in die proses om na heeltemal 'n ander stelsel oor te skakel, wat meer begin by 'n beplanning, so elke bestuurder gaan elke blok, elke aksie kan beplan voor die tyd, en dan deur die seisoen, soos hy aangaan, sal hy dan heeltyd weet of hy voldoende arbeid op daai stadium het, en hy op datum is met sy werk. So die stelsel behoort vir hom te wys, hy gaan nou in rooi in, met ander woorde, hy raak agter, so die produktiwiteit is daar, of hy te min mense of welke rede ook al, of hy's op groen, hy is regtig op datum, of so 'n ander kleur, so daar gaan ons is besig om na so 'n stelsel te beweeg. Weet hierdie ouens van mekaar se, ek wil sê, is dat daai ewe knie kompetisie, waar die een blok met die ander blok kompeteer, of is dit ook, weer eens, is dit nie 'n ding wat die ouens hulle veel steur nie? Man, ek moet sê, daar's meer kompetisie miskien tussen die eenheidsbestuurders. Maar kompetisie bly maar 'n moeilike een, want jy wil nie ongesonde kompetisie hê nie. Maar gesonde kompetisie is altyd goed, maar jy moet ook 'n ag neem dat in so 'n kompetisie, weet, een ou dalk meer gunstig te kil was as die volgende ou. So dis moontlik altyd regverdig. Ja, so selfs baie moeilik. Ons maak byvoorbeeld ons hele plaas het dakprele wat arbeidsproduktief dalk 'n bietjie minder produktief is, want dit is 'n moeiliker tipe ding om mee te werk. So dit is moeilik om jouself te vergelyk miskien met 'n ander produsent wat met 'n dubbelskyns of met 'n ander tipe opleidingstelsel werk wat dalk meer arbeidsproduktief is. Laaste vraag. Weet, ons het nou gepraat oor minimumloon en die regering en die dinge en binne die wette. Is daar 'n voordeel vir julle in daai opsig? Is daar enigsins 'n voordeel in terme van belastingsvoordele, enigiets omdat julle so werkskepingsgeoriënteerd is?
Ek dink dis meer 'n ding wat die eienaar het oor jare besluit hy wil dit doen. En in die vroeë tyd van die nuwe Suid-Afrika was daar ministers wat ek dink die voordeel van hierdie goed raak gesien het. Ek dink die regering op baie stadium was dalk 'n bietjie meer markgeoriënteerd as wat dit nou is. In die latere jare, veral 2013, was ons redelik sleg getref deur die arbeidsaksies wat toe in landbou plaasgevind het, bloot omdat ons van die groter werkgewers is. En het jy half in daai stadium die idee gekry op baie plekke dat jy word al verkwalik om met jou werk skep. En daai het so ver gegaan om die pakkies af te brand. Ek onthou die storie. Ja, en jy weet daar werk 250, 300 mense, hulle in die afbrandaksie het geen simpatie gehad met hierdie werksgeleenthede. So nie almal voel positief oor werkskeping, lyk dit my. Ek hoor jou, dit is nie eendimensionele gesprek nie. Ja, maar dit doen geen afbreek in wat ons doen nie. Ons bly daarby. So dit bly een van ons groot doelwitte. Daar's baie van die mense wat die werk, wat die werk wil hê, moet hê, en ongelukkig word hulle ingesleep in hierdie tipe van aksies in wat nie goed is. En ons het baie simpatie met hulle. Jy weet, ons het iewers mense waar ons wederzijds baie respek vir mekaar het. En ek kon sien, dit was vir hulle sleg om nou hier op en af te moet hardloop en deel te wees van die klomp wat nou so op en af spring. Maar fisies kon jy niks aan doen nie. Ja, is hierdie groepsdruk wat hy nou aan blootgestel word. Ja. Gerrit, verskrik, dankie vir jou tyd. Ek is so lekker met jou gesels. Dankie, dit was nou ongelooflik insiggewend geweest. En sterkte daarso. So wat gebeur nou die tweede helfte van die jaar nou? Wat is die uitdagings daar nou? Man, ons het baie uitdagings. Ons het 'n klompie groot projekte wat ons aanpak, wat ons mee besig is. Ons is op die stadium besig om 'n redelike groot vervanging van wingerde te doen. So daai wingerde is uitgehaal en die boorde is weer, die infrastruktuur is weer teruggesit. En nou in Augustus begin ons plant. En terwyl ons plant met 'n snoei, dan gaan die projek weer aan, of die oes. Aan die ander kant, die bemarkingskant, moet ons weer probeer om ons druiwe op die regte plekke te plaas. En dit gaan nou maar daaroor, jy moet jou ondervinding van verlede jaar moet jy ontleed. En jy moet weet met watter kliënte kan jy wat doen. So ja, daar's 'n klomp werk wat nou aangaan en ons moet weer ons pakmateriaal store vol kry. Ag, daar's soveel goed wat nou gebeur. Ek dink mense werk eintlik maar harder in die middel van die seisoen as wanneer jy pak, en dan werk ons baie hard alreeds. So dis nou maar sulke tye. Ja, maar sterkte, ek hoop dit verloop alles glad.